is ek nou vanmorgen in die huis van die Here te wees? Amen. Het is altyd lekker in die huis van die Here. Voor die muzikanten sê dankie, voorsangers, om dit lekker op naam van die Here groot te maak, moet jy sit lekker neem. En ek dink voordat ons begin, wil ek gou vanmorgen vir jou vraag. As jy vanmorgen saamstem oor 'n saak, in plaas van om te sê amen of halleluja, sal jy vanmorgen vir my sê God is groter. Sal dit ook al nie wees nie? Ok, kom ons kan ek net vraag, ek gaan vir jou langs en sê vir hom, God is groter. Amen, halleluja. En jy so bly om vanmorgen saam met dit wees. Jy Bybel saamgebring het, Efesiërs die 3de hoofstuk, kan ons daar saam lees, 1 versie, vers 20. Hy sê, en aan hom wat mag het, om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. Kom ons bid saam. Onze Vader wat in die hemel is, Here, wat 'n wonderlike voorreg om vandag in die huis van die Here te kan wees. Dankie dat ons kan verklaar, Here, U is groter as alles. Ek wil vanmorgen bid en ek wil vra, Here, kom in met die mag, kom in met die krag, kom in met die majesteit, kom praat vanmorgen met ons. Verander ons harte, verander ons denken, verander ons vanmorgen, Here, dat ons sal verstaan wat U vanmorgen vir ons wil sê. En dankie dat ons kan verklaar, Here, gaan nie oor ons nie, maar het gaan oor U vanmorgen. Aan U kom toe, al die lof, al die eer, en al die aanbidding van ons hart in Jesus wonderlijke naam. En die volk van die Here sê, Amen. Amen. Ek wil vanmorgen so 'n bietjie met jou praat oor God is groter. Daar is 'n paar goed wat ek begin besef het in my lewe, en dit is dat ons God baie keer beperk deur ons denke, deur wat ons glo, deur wat ons probeer voorsit, en ons beperk God daarmee. Nou as ek vanmorgen so 'n bietjie vir jou moet vra, hoe groot is God? Kan jy vanmorgen met vrymoedigheid sê, God is groter? En dit maak het vanmorgen soveel anders, want die oomblik toe ek hier dan gaan sit en dink, toe dink ek daaraan, daar is soveel dinge, wat ek vanmorgen kan sê, God is groter. Ek het daarom gaan sit en dink dat ons is geneig om baie keer God te beperk tot ons grootste oorwinning of ons grootste wonderwerk wat ons nogal gehad het. Het is nog ontsnaaks dat ons baie keer sal sê, jy weet, God is so groot, hy die see oopgeskuif en oopgesplit vir die Israeliete om neer te kom, maar kan ek vanmorgen vir jou sê, God is groter. Hy is groter as die grootste wonderwerk wat daar is. Hy is groter vanmorgen as dit wat jy hom in 'n boks inplaas en sê, want ek dink dis wat God kan doen. Ek het hierom gaan sit en dink, want hier het my geweldig begin pla. Ek het begin kyk na mense, en hoe mense optree, hoe mense leef, en dadelik begin besef, hulle verstaan nie die grootheid van God nie. Hulle verstaan nie waartoe God in staat is nie. Nou as jy my vraag, pastoor, waarvan praat jy vanmorgen? Dan wil ek vanmorgen vir jou sê, God is groter as om die see op te skuif. God is groter as om die Jordaan te laat opdroog. God is groter vanmorgen as my grootste stryd wat ek en jy in ons lewens mag hê. Jy sien, hier het my laat dink, want ek wou weet, waar beperk ek God? Jy weet, my brein is iets wat kan in verskillende rigtings hardloop, en ek hou daarvan om aan sekere goed te dink, en dadelijk toe kom by iemand wat baie siek is, of iemand wat dood is, toe begin my brein so 'n bietjie beperkingen in te sit, want jy sien, ons is so geneig om baie keer geestelik te raak, en te sê, wel, as ons mekaar nie nou sien, gaan ons mekaar nie ander kant sien. Maar dadelijk besef ek, dat toe Jesus by Lazarus kom, en hy gaan staan voor daar die graf, toe vraag hy vir
vir Maria, glo jy dat ek hom kan opwek? Sy sê, Here, ek glo dat in die opstanding almal opgewek kan word, want hy sê so. Dis nie wat hy haar gevra het nie, want jy sien ons beperking is baie keer gekoppel aan tyd, ons beperking is baie keer gekoppel aan dit wat ons sien, ons beperking is baie keer gekoppel aan dit wat ons weet. Maar wat sê die Bybel hier? Hy sê, groter te doen. Hy sê, om te doen wat bo alles is, wat jy bid of dink. Ek verstaan nie nou nie. Ek wil jy met vanmorgen verstaan, dat hy sê, daar langs Jesus staan en hy vra, glo jy dat ek om in die dood kan opwek? Sy sê, Here, ek glo die opstanding, ek glo dit gaan gebeur, ek glo dat gaan 'n dag kom, maar jy sien, sy jou God beperk, deur te sê, miskien in die toekoms, miskien 'n bietjie verder vorentoe, want dis nie wat ons doen nie. As ons nie ons sin kry nie, dan sê ons baie maal, maar miskien sal God vorentoe dit doen. Ek wil vanmorgen vir jou sê, hou op om God te beperk deur dit wat jy dink of wat jy weet, maar kom op die plek waar jy sê, Here, ek vertrou U met my hele hart, my hele siel en my hele verstand. Ek weet nie hoe nie, ek weet nie wat gaan gebeur nie, maar ek weet vanmorgen, God is in staat om dit te doen. Waarom? Want God is groter. Jy sien, hier het my wat begin dink. Want jy sien, ons is so geneig om baie keer, wanneer ons in 'n probleemsituasie is, dan probeer ons sê, ag, die Here sal voorsien. Is dit nie die waarheid? Ons is baie keer geneig om te sê, pastoor, nie wat my God sal voorsien. En dadelijk toe ek hier gaan sit en dink, toe dink ek aan daar die vrou, wat by die huis was, en al wat sy oor het, was 'n klein bietjie olie. En sy het geweet, sy gaan sterf. Haar tekortkoming het haar beperking geword. Hoor wat ek sê? Dit wat sy gehad het haar beperking geword. Kan ek dit vanmorgen vir jou sê? Baie keer is dit wat ons het, ons grootste beperking. Stem jy saam of nie? Raak om probeer verduidelik. As jy vanmorgen sê, pastoor, ek wil so graag te doen, maak dit nie geld nie. Is jou beperking groter as jou God. Hoor wat ek sê? As jy vanmorgen sê, pastoor, ek wil so graag dit doen, maak dit nie meer die liggaamskrag nie, is jou beperking groter as jou God. En dit het tyd geword dat ons hierdie sal begin omdraai. Dit het tyd geword dat ons weer op die plek kom waar ons sê, maar God is groter as elke omstandighede. God is groter as my grootste tekortkominge. God is groter as die beperkinge wat ek in plek gesit het. God is groter vanmorgen as al die goed. Jy sien, hier die vrou bring in haar eenvoud die bietjie wat sy het. Net dit wat sy het. God sê, ja, hier, Elisa sê, val bring vir my die kanne, bring kanne. Ek wil nie net jou laaste bietjie olie neem, so kanne. Jy sê, wil jy moet verstaan, dat die oomblik wanneer God in 'n saak inkom, moet ons groter begin dink, as wat ons nou dink. Ons moet groter begin verstaan, as wat ons nou verstaan. En as jy nie groter kan dink nie, maar as mense wat beperking het, as jy nie groter kan verstaan nie, dan is mense wat beperking het, dan moet jy groter begin vertrou. En jy moet groter begin sê, ek weet nie hoekom nie, maar hy het gesê, drink die kanne. Ek weet nie hoekom nie, maar hy het gesê, hy sal voorsien. Ek weet nie hoekom nie, dis dalk my beperking, maar dis nie groter as my God nie, want ek weet vanmorgen verseker, daar is nie 'n beperking wat groter is as my God nie. Die oomblik toe sy daar die olie in die kanne begin gooi, te verander haar beperking in haar oorvloed. Stem jy met my saam?
Ek wil dit vanmôre verstaan, want as jy God kan vertrou bo jou menslike beperking, kan God groter dinge doen, as wat jy vanmôre kan bid, of, wat sê, kan bid of dink. Nou die oomblik, toe ek hierop begin dink, toe dink ek, dis nogal snaaks, dat my denke my grootste probleem is. Vir hoekom sê ek so? Want baie keer plaas ek met my denke God in 'n boks. Ek sit hom so 'n bietjie in, ja, God is in staat om dit te doen, maar hy gaan dit nie nou doen nie. So dit is die waarheid. En dadelik kom die skrif by my op wat sê vernuwe jou denke elke dag. Maar nie ophou om jou denke te vernuwe nie. Kan ek net maar vanmôre vir jou sê, God is groter as jou denke en as jou probleme vanmôre. Mag ek verder gaan? Ek het iets agtergekom dat die leuen is soms so groot. Hoor wat ek sê? Die leuen is soms so groot dat ons het glo. Pastoor, wat se leuen praat jy van? Ek praat vanmôre van die leuen wat die vyand oor jou uitspreek. Die leuen van jy's nie goed genoeg nie. Die leuen van jy's nie in staat nie, of jy's nie bevoeg nie, of jy's nie vanmôre die Here wat God gaan gebruik nie. Kan ek dit maar vanmôre vir jou sê? God doesn't call the qualified, He qualifies the called. Hy gebruik hulle wat vanmôre hand opsteek en sê, Here, hier is ek, gebruik my vanmôre, maak nie saak vir wat nie, gebruik my vanmôre. Jy sien, ons is so geneig om na die leuen te luister. Ek het hier dan gaan sit en dink, want jy sien, die vyand is 'n leuenaar. En as die vyand 'n leuen vertel, en ons glo dit, is ons nie veel beter as die vyand nie. Want as ek my brein daarom kan kry, dat God is groter, dan verander my denkrigting. En ek het daaroor gaan sit en dink, en ek wil begin klaarmaak. Want jy sien, toe ek hierom gaan sit en dink, toe kom die ding by my op, nou wat sal ek doen, om vanmôre te kan bevestig, God is groter. Die woord van die Here sê, geloof, kom deur die gehoor. Stem jy saam? En gehoor, kom deur die woord van God. Stem jy saam? Nou as jy vanmôre, daar is die woord, hy sê, en aan hom wat mag het om te doen, door alles wat jy bid, of dink. Geloof kom deur die gehoor, en gehoor kom deur die woord van God. Jy het vanmôre gehoor, maar weet jy dat ek agtergekom, hoe meer ek die ding sê, hoe meer glo ek het. As ek loop, en ja, hulle selfs kan die weer koud kry, en ek stap in die oggend, en ek maak my gordijn op en ek sê, dan gaan ek die hele dag koud kry. Maar as ek daar opstaan en sê, wow, what a beautiful morning. Kyk net hoe lekker dag die Here vir ons gegee. Ons doen ons bitterkoud buitekant. Nee, die aircon werk net goed. Jy sien, dit gaan oor om net te vertrou. En net te kan sê, ek wil dit anders sien as die normale. Kan ek maar vanmôre vir jou sê, ons grootste probleem is, ons probeer sien en dink soos die ander ouer. Ek is nie geskaap om te sien en te dink soos die ou langs my nie. Ek is geskape om te sê, God is groot. Want jy sien, as ek met my probleem kom, wil ek God nie gaan vertel hoe groot my probleem is nie. Ek wil voor my probleem van te sê, hey, weet jy hoe groot my God is? Toe Dawid voor Goliat staan, en hy het gesê, wauw, jy is nog aan die
norm nie. Hy het gesê, jy staan op teen die God van die eeuwe en die Here van die lewenskare. Het jy 'n idee met wie jy speel? Pastoor, waarvan praat jy? Ek het in my lewe begin besef, hoe meer ek dit verklaar, hoe meer glo ek dit. The more I say, the more I believe. Jy sien, ons sit baie keer met beperking. Vergeef my dat ek dit sê, en ek wil dit mooi hoor. Die dokter het jou slegte diagnose gegee. En ons beperk God tot dit wat die dokter kan doen. Ons beperk God baie keer tot dit wat die prokureur of die bankbestuurder kan doen. Ons beperk God baie keer tot dit wat ons dink God in staat stel. Ek wil dit vanmôre mooi hoor. As jy om te doen ver bo alles wat ons kan bid of dink. Ek wil gou iets ingooi. Het jy al gebid vir 'n wonderwerk? Ek het al. Ek het al baie maal gebid en sê, Here, asseblief, doen 'n wonderwerk. Val op 'n maandag as ek nie geleer het vir my toetse nie. Dan bid ek vir die wegraap. Here, doen 'n wonderwerk vanmôre. Ek weet nie hoe nie, maar I know you're able. Maar wie moet dit besef? Alles waarmee ek God beperk, is hy groter as. Kan jy onthou in wiskunde, het ons 'n teken gehad wat so lyk, so was kleiner as, en so was groter as. Kan jy onthou die teken wat was so klein driehoekies, was groter as en kleiner as teken. En ek het gisteraand, terwyl ek voor die Here lê, toe sit ek na my studeerkamer en ek vat 'n pen en ek teken 'n groter as teken. En ek teken aan hierdie kant die wêreld met al sy probleme en al sy bekommernisse en al sy laste en al sy beproewinge en al sy dinge wat so negatief en lelik en swaarmoedig maak. En ek het besef, hoekom ek hier nie groter as teken geteken het nie. En volgende 4 uur toe ek wakker word en sê, God, ek is groter as. En ek raam gaan sit dink, en vanmôre op pad kerk toe, dink ek by myself, is dit nie snaaks, dat ek aan God so groot maak, dat ek self nie verstaan nie. Maar as jy die oomblik wat ek dit doen, dan twyfel ek. En God sê vir my, groter as wat jy kan bid. Groter as wat jy kan dink. Jy sien ons bid so graag, Here, ek soek asseblief daai 5 miljoen rand kontrak, groter as dit. Here, ek soek asseblief 'n uitkoms my siekte, groter as dit. Here, ek wil vanmôre bid en vra dat U vir my 'n groter kerk sal gee, groter as dit. Here, ek bid vanmôre, Here, verander my omstandighede, groter as dit. Ja, ek het vanmôre niks groter as dit. Jy sien, ek wil dit vanmôre verstaan, want daar's mense wat vanmôre nie meer glo, God is groter as dit nie. Elke verbuiging, elke gesluit. Wil jy iemand met rondkyk vanmôre, asseblief.
As jy vanmorgen hier sit en sê, oh man, my lewe moet verander, dan wil ek hê jy moet vanmorgen weet, dit begin by belydenis. As jy vanmorgen sê, my siekte toestand moet verander, dan wil ek hê jy moet verstaan, dit begin by 'n belydenis. As jy vanmorgen finansiële voorspoed wil hê, moet jy verstaan, dat dit begin by 'n belydenis. God is groter. En ek het 'n besluit gemaak. Ek wil hierdie hele week, eintlik die hele maand, as ek kan vir die res van my lewe, as ek in 'n situasie kom wat ek nie weet hoe nie, wil ek sê God is groter. As ek op 'n plek kom waar ek nie meer het nie, wil ek sê God is groter. As ek in omstandighede kom waar ek vasgevang en vasgemaak voel, wil ek vra en sê God is groter. Sien toe Petrus daar staan, en hy sien in die doek wat in die hemel uitkom, en die diere wat onrein is, en God sê vir hom, slag en eet, en sê, Here, ek kan nie, hulle is onrein, wat hy nie besef het nie, God is groter, as die grootste onreinheid waar is. God kan dit wat onrein is, kan hy rein maak vanmorgen, want God is groter. As jy vanmorgen hier sit en sê, Here, ek wil hierdie verklaring my lewe begin maak, miskien oor my lichaam, miskien oor my kinders, miskien oor my finansies, miskien oor my werksomstandighede, miskien oor my gesondheid, miskien oor my huwelik, miskien oor dinge wat ek vanmorgen nie beheer oor het nie. As jy vanmorgen hier sit en wil sê, God is groter, steek op jou hand na God toe. Ek wil saam met jou bid vanmorgen. As jy hand opgestuur het, dan saam my op, ek wil graag saam met jou bid, sit hier. Bekommernis, God is groter. Bitterheid, God is groter. Siekte, God is groter. Onze Vader, wat in die hemel is. Ek is so jammer dat ek hier beperk het. Ek is so jammer dat ek hier ingeboks het in my denkrigting in. Heer, ek wil vanmorgen kom en ek wil verklaar, God is groter. Ongeag wat ek kan dink, ongeag wat ek kan bid, God is groter. En ek wil vanmorgen bid, o Gees van God, wat alle verstand te boven gaan, kom maak my denkrigting leeg. Maar Here, dat ek sal besef, God is groter. En ek wil vanmorgen kom en ek wil vraag, Here, kom sit die hand op ons. Verander ons harte, verander ons denken, verander ons tekortkominge vanmorgen, Here. Here, ek wil vanmorgen 'n groter afsteken gaan maak in my lewe. En ek wil verklaar, God is groter as ek. God is groter as my bediening. God is groter as my denominasie. God is groter as my denkrigting. God is groter as my beperkinge. God is groter as my tekortkominge. Heer, dankie dat ek vanmorgen weet, by God is alle dinge moontlik. Ek eer U daarvoor in Jesus wonderlike naam. Amen en amen. Ek kan die sitplek neem. Kan die laaste gedagte hier terwyl die musikant en die voorsangers na vore kom.
Wat ek vanmorgen op jou wil leer is, God is groter as jou vyand. Ek het vanmorgen, sit ek in die Bybel en ek lees, en dis in Rigters, praat hy van 'n man, in die naam van Sagman. En ek nog nooit reg van hom te lees. Ek moes het al raak gelees het, maar ek nog nooit agtgegee met nie, want dis nie wat het bekend is, dis nie Dawid nie, dis nie Elia of Elisa nie. En hy sê Sagman het 600 Filistyne en die drywer van die osse doodgemaak. Ek dink my myself is meer as wat ek al doen het. En daardie besef ek, want ek verwag jou naam moet genoem word om iets groots te doen. Sometimes God's going to keep you in the quiet. Partykeer moet God hê jy moet bietjie stil. En daar het ek hierdie gedeelte lees te sê, Here, wat wil U vanmôre vir my sê? Te sê, ek is groter as jou getuienis. Ja, want jy sien, ons is so geneig om vir ander te wil vertel wat God vir my gedoen het. Die klem lê nie op jou nie. Die klem lê op die een wat het gedoen het. Ek wil net vanmôre hier uitstap in hierdie week. God is groter as wat jy kan dink of bid vanmôre. Amen. Samen gaan we opstaan van de laatste lied, broers en anderen die opgeruimd is. Jullie kan ook naar voren komen. God zo